Die diagram verteenwoordig 'n sel wat aanvanklik onder standaard toestande werk. Wat is standaard toestande? Nou, as dit kom by die konsentrasie van die elektrolyte, dan is dit 1 mol per kubieke desimeter, druk 1 atmosfeer en temperatuur 25 grade Celsius. Jy moet die standaard toestande ken. Nou net om verwarring uit te skakel, kyk na jou formuleblad. Die standaard druk is 1,013 mal 10 tot die mag 5 Pascal, oftewel 101,3 kilopascal, oftewel 1 atmosfeer. Die standaard toestande se druk en die standaard druk is dieselfde waarde. Maar kyk gou na standaard temperatuur. Dit is 273 Kelvin, oftewel 0 grade Celsius. En ek wil hierdie verskil vir jou uitwys. Standaard toestande 25 grade Celsius, standaard temperatuur 0 grade Celsius. Daar is 'n verskil en ek wil nie hê jy moet deurmekaar raak daarmee nie. Definieer die term elektrolyt. 'n Elektrolyt is 'n stof waarvan die oplossing in water ione bevat, of 'n stof wat in water oplos om 'n oplossing te vorm wat elektrisiteit gelei. Hierdie definisie is in 2021 gevra, maar toe onder vraag 9. So hierdie definisie van 'n elektrolyt kan of onder galvaniese selle, met ander woorde vraag 8, of elektrolitiese selle, met ander woorde vraag 9, gevra word. Watter ionkonsentrasie, aluminium-ione of sink-ione, sal toeneem? Gee 'n rede vir die antwoord. Ons gaan hierdie vraag beantwoord eers deur middel van tabel 4a en daarna deur middel van tabel 4b. Ons gebruik eers tabel 4a. Maak seker jy werk met 4a. As jy 4b gebruik, moet jy bietjie aangaan in die video. So, 4a. Vir tabel 4a wil ons hê die pyl moet afdraande beweeg. So ons identifiseer ons twee reaksies en die pyl moet afwaarts wys. So dit beteken ons gaan begin met sink-ione en die sink-ione gaan gereduseer word tot sinkmetaal en die aluminium gaan geoksideer word tot aluminium-ione. Met ander woorde, die sink-ion konsentrasie gaan afneem en die aluminium-ion konsentrasie gaan toeneem. Hier is tabel 4b. As jy tabel 4b gebruik, kyk hierso. As jy 4a gebruik, dan moet jy teruggaan in die video. So vir die wat 4b gebruik, vir die in die IEB wêreld, julle gebruik hierdie tabel. Daar is nie 'n tabel 4a en 4b in die IEB wêreld nie, dis net tabel 4. Dan het jy hierdie. Ons identifiseer ons twee reaksies waarna ons kyk en dan vir 'n spontane reaksie wil ons hê die pyl moet opwaarts beweeg. So, ons begin met sink-ione wat gereduseer word tot sinkmetaal. Daar's met ander woorde 'n afname in jou sink-ion konsentrasie en jy begin met aluminium wat geoksideer word tot aluminium 3+ ione. Daar is dus 'n toename in die aluminium-ione. Vir 3 punte. Skryf die selnotasie vir hierdie sel neer. Nou ons het reeds gesien, aluminium word geoksideer, AN-OX, so hierdie gaan die anode wees, en dan weet ons sink word gereduseer, RED-CAT, so sink is die katode. En as dit kom by selnotasie, A is voor K, anode is voor katode, ons skryf eers die reaksie wat by die anode plaasvind. So dit gaan wees die aluminium, en dit is 'n vaste stof, en dan is daar 'n faseverandering, dan vorm daar aluminium 3+ in oplossing. Ons het ons soutbrug met 2 streepies aangedui, en dan weet ons dat die reduksie volg. Ons begin met die sink 2+ ione in oplossing.
daar's ook 'n faseverandering, gevolglik 'n reguit streepie en dan vorm ons sinkmetaal as vaste stof. As daar nie 'n faseverandering is nie, dan maak ons gebruik van kommas, maar in hierdie geval streepies, want daar is 'n faseverandering wat plaasvind. Die elektrolyt vir die aluminium halfsel word voorberei deur 'n hoeveelheid aluminiumsulfaat in water op te los. Bereken die massa aluminiumsulfaat wat benodig word om 250 kubieke sentimeter van hierdie oplossing te berei sodat die sel aanvanklik onder standaard toestande werk. Nou, aluminiumsulfaat is 'n ioniese binding. So in water gaan dit dissosieer. En dan sien ons, elke mol aluminiumsulfaat lewer 2 mol aluminiumione. En onthou, ons stel belang in die konsentrasie van die aluminiumione. En by standaard toestande moet die konsentrasie van die aluminiumione 1 mol per kubieke desimeter wees. Vir standaard toestande wil ons 'n konsentrasie van 1 mol per kubieke desimeter vir die aluminiumione hê. So as ons mooi daaroor sit en dink, as ons gaan werk met die massa aluminiumsulfaat, gaan ons net die helfte van daardie massa nodig hê, want die verhouding van aluminiumsulfaat tot aluminiumione is 1:2. So ons deel dit deur 2. So die konsentrasie wat ons gaan nodig hê is net 0,5 mol per kubieke desimeter. En dan ons volume is klaar hier, is 0,25 kubieke desimeter. So nou kan ons bloot gaan op jou formuleblad, het jy daardie elegante formule en ons soek die massa. Nou moet ons bloot ons waardes in vervang. Die konsentrasie is 0,5. Die relatiewe formule eenheid massa, daar is 2 aluminiums, daar is 3 swaalatome plus die 12 suurstofatome. En dit alles maal ons met die volume 0,25 en dit gee vir ons 'n massa van 42,75 gram. Jy kon ook gegaan het en met 'n konsentrasie van 1 mol per kubieke desimeter gewerk het, en dan kom jy by 85,5 gram, maar dan moet jy net onthou, jy moet dit deel deur 2, anders het jy dubbel soveel aluminiumione as wat jy nodig het.